Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag Dinsdag, die 23ste Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Polisie stel 600 miljoen rand beskikbaar vir die betogings van 30 Junie 2026. Nog berigte: Keith Starmer, Britse premier bedank. Meer as 3 miljoen mense registreer. Tambile mik vir goud by spele in Glasgow. Clark wen Amerikaanse golf ope. Die waarnemende minister van polisie, Faris Chakalia, het tydens 'n vergadering gesê dat ongeveer 600 miljoen rand aangewend gaan word om die Suid-Afrikaanse polisiediens se veiligheidsoperasies vir die beplande landwyse betogings op 30 Junie te ondersteun. Volgens hom is die polisie besig met uitgebreide voorbereidings om te verseker dat die situasie reg oor die land onder beheer bly en dat inwoners hulle daaglikse aktiwiteite so normaal moontlik kan voortsit. Die minister het verduidelik dat die fondse gebruik sal word vir die ontplooiing van duisende polisielede, veral lede van openbare orde polisieering, asook vir die beskikbaarstelling van voertuie, brandstof, beskermende toerusting, kommunikasietoerusting en ander logistieke ondersteuning. Intelligensie sal ook voortdurend die situasie monitor om enige moontlike veiligheidsrisiko's vroegtydig te kan identifiseer. Volgens Chakalia respekteer die regering elke burger se grondwetlike reg om vreedsaam te betoog, maar hy beklemtoon dat enige optrede wat geweld, plundering, brandstigting of skade aan openbare en private eiendom behels, nie geduld sal word nie. Hy het gewaarsku dat persone wat die geleentheid misbruik om misdade te pleeg, sal meer in hegtenis geneem sal word en voor die hof sal verskyn. Die publiek is intussen versoek om kalm te bly en nie vals of ongeverifieerde inligting op sosiale media te versprei nie. Besighede motoriste word aangeraai om die nuutste verkeers- en veiligheidswaarskuwings dop te hou en waar moontlik alternatiewe roetes te gebruik. Keir Starmer het op 22 Junie aangekondig dat hy as Britse eerste minister en leier van die Arbeidersparty bedank. Hy sal egter as waarnemende premier aanbly totdat die party 'n nuwe leier verkies het. Die belangrikste redes vir sy bedanking sluit in toenemende druk van LPs binne die Arbeidersparty, swak vertoning van die party in onlangse plaaslike verkiesings, dalende openbare steun en swak meningspeilings, die kritiek op beleidsomkerings en die regeringshantering van ekonomiese en immigrasiekwessies. Andy Burnham word tans as die gunsteling beskou om Starmer as Arbeidersparty moontlik as die eerste minister op te volg ook. Die leierskapverkiesing begin in Julie met 'n nuwe leier wat na verwagting teen September in plek sal wees. Die onafhanklike verkiesingskommissie, oftewel die OVK, sê die afgelope naweek se kiesersregistrasieveldtog was 'n groot sukses met byna 3 miljoen mense wat in die proses deelgeneem het. Die meerderheid het registrasies besoek om vir die eerste keer te registreer of hulle bestaande besonderhede op te dateer, terwyl duisende mense ook van die aanlyn registrasieplatforms gebruik gemaak het. Volgens die OVK het die grootste deelname uit KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap, Gauteng en Limpopo provinsie gekom. Jong mense en eerste keer stemmers het 'n duidelike deel van die registrasieaktiwiteite uitgemaak. Na die registrasienaweek staan die nasionale kieserslys nou op ongeveer 28,5 miljoen geregistreerde kiesers. Die OVK het ook aangekondig dat 'n tweede registrasienaweek op 1 en 2 Augustus gehou sal word. Die voorsitter van die Madlanga Kommissie van Ondersoek, regter Mboyeseri Madlanga, sê die kommissie het nog nie sy werk afgehandel nie en dat verskeie belangrike getuienis steeds moet gelewer word. Die ondersoek fokus op beweringe van misdaad, politieke inmenging en korrupsie binne die strafregstelsel, insluitend in die Suid-Afrikaanse Polisiediens en ander wetstoepassingsagentskappe. Die kommissie se sittings, die voort en verskeie senior polisielede, beamptes en ander sleutelgetuienis sal na verwagting die komende weke getuienis moet lewer. Onder die getuies wat nog verwag word is adjunkhoof van misdaad en intelligensie, generaal Firoz Khan, wat vanaf 1 Julie voor hierdie kommissie moet verskyn. Hoewel die kommissie reeds 'n tussentydse verslag aan president Cyril Ramaphosa oorhandig het, beklemtoon dit dat die ondersoek nog nie afgehandel is nie en dat geen finale bevindings gemaak sal word nie, voordat alle relevante getuienis aangehoor is nie. Die kommissie se mandaat is reeds tot Augustus 2026 verleng om sy werk tans te kan voltooi. Die Suid-Afrikaanse regering het aangekondig dat 222 miljoen rand beskikbaar gestel word om die vasteland se stryd teen Ebola-uitbreking en die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda te ondersteun. Die geld sal deur die Africa Centers for Disease Control en Prevention aangewend word om die verspreiding van hierdie virus te help bekamp. Die finansiering sal gebruik word om toesig en moniteringstelsels te versterk, laboratoriums uit te brei, vinnige reaksiespanne te ontplooi, grensbeheer te verbeter en gesondheidswerkers in die geaffekteerde gebiede te ondersteun. President Cyril Ramaphosa het gesê, Afrika moet saamwerk om die uitbreking te staai en die risiko's van verdere verspreiding na ander lande tot die meeste te beperk.
Inwoners van talle dorpe en stede reg oor Suid-Afrika gaan die komende maande die druk van hoër munisipale tariewe en erfbelastings voel. Verskeie munisipaliteite het nuwe begrotings goedgekeur wat voorsiening maak vir verhogings in eiendomsbelasting, water, elektrisiteit, vullisverwyderings en riooltariewe. Die tariefverhogings tree in baie geval op 1 Julie in werking en sal huishoudelike en maandelikse uitgawes aansienlik ook verhoog. Besighede en inwoners het reeds hulle kommer uitgespreek en gewaarsku dat die stygende lewenskoste dit vir baie gesinne al hoe moeiliker maak om kop bo water te kan hou. Munisipaliteite voer aan dat die verhogings noodsaaklik is om infrastruktuur te onderhou, dienslewering te verbeter en stygende bedryfskoste te dek. Kritici meen egter, inwoners betaal al hoe meer terwyl dienslewering in baie gebiede steeds agteruit gegaan het. Die nuwe tariewe sal in verwagting die finansiële vermoë van die miljoene Suid-Afrikaners verder op die proef stel. Transnet het bevestig dat hy op soek is na private vennoot om sy spoorvervoerbedrywighede uit te brei deur ongebruikte lokomotiewe en waans aan die private sektor uit te verhuur. Die stap vorm deel van die staatsonderneming se plan om sy inkomste te verhoog, spoorvragvervoer te verbeter en die land se spoorinfrastruktuur beter te kan benut. Volgens Transnet sal die vennootskap private operateurs in staat stel om van beskikbare spoorbates gebruik te maak terwyl die onderneming terselfdertyd ekstra inkomste genereer en die benutting van sy vloot verhoog. Die maatskappy meen groter samewerking met die private sektor sal help om die spoornetwerk meer doeltreffend te maak en die beweging van goedere oor die land te verbeter. Die hoofafrigter van die junior Springbokke, Kevin Voet, het verskeie nuwe spelers in sy groep vir die 2026 Wêreld Rugby onder 20 wêreldkampioenskap in Georgia ingesluit. Hoewel 7 spelers van verlede jaar se titelwenners behoue gebly, kry 'n aantal opkomende jong talente nou die geleentheid om hulle self op die wêreldverhoog te bewys. Voete sê die balans tussen ervaring en nuwe talente sal die span in die nodige diepte gee om hulle wêreldtitel suksesvol te kan verdedig. Hy beklemtoon dat die nuwelinge hulle plek verdien het met uitstekende vertonings tydens die onder 20 rugbykampioenskappe en die voorbereidingswedstryde. Die toernooi skop eersdaags in Georgia af waar Suid-Afrika as die verdedigende kampioen onder groot verwagtinge hierdie veld sal betree. Die junior Springbokke hoop om voort te bou op hulle onlangse suksesse. Nuwe All Blacks afrigter Dave Rennie het Ardie Savea as kaptein van Nieu-Seeland se nasionale rugbyspan aangewys. Savea lei die span vir die eerste keer onder Rennie se afrigting en neem die leiersels oor nadat Scott Barrett weens sy rugbesering nie beskikbaar is nie. Rennie het sy eerste All Blacks groep aangekondig met 4 nuwelinge wat hulle kans op 'n nasionale vlak gaan kry. Hy sê Savea se ervaring, leierskap en invloed op en af van die veld maak hom 'n ideale persoon om die span in die komende toetsreeks teen Frankryk, Italië en Ierland aan te voer. Die aanstelling van Savea word as die begin van 'n nuwe era vir opbergs rugby beskou, met Rennie wat hoop om Nieu-Seeland weer een van die wêreld se voorste rugbyspanne te vestig vir die 2027 Wêreldbeker. Die Suid-Afrikaanse vroue cricketspan speel donderdag in Bristol, Engeland teen Nederland in 'n groepfase wedstryd van die ICC Vroue T20 Wêreldbeker 2026. Die wedstryd is 'n belangrike kragmeting vir Suid-Afrika. Hulle is reeds vroeër in die groepfase druk ervaar en het hulle netto tempo verbeter en kans op kwalifikasie vir die volgende ronde te versterk. Die kaptein Laura Wolfhard het beklemtoon dat haar span op alle fasette van hulle spel moet fokus om die oorwinning te verseker. Sy het spesifiek gewys op die behoefte om hulle looptempo te versnel terwyl hulle terselfdertyd 'n gebalanseerde en gedissiplineerde golfbenadering moet bou om nie vroeë paadjies te verloor nie. Die wedstryd in Bristol is dus nie net belangrik vir punte nie, maar ook vir momentum en 'n kompeterende groep waar elke loopie en elke oorwinning 'n groot verskil kan maak. Sinisipho Dambile se vorm in die 200 meter wys dat hy vinnig besig is om homself as een van Suid-Afrika se topnalopers te vestig. Na sy onlangse prestasie van 19,74 sekondes in die 200 meter, 'n nuwe persoonlike hoogtepunt in internasionale Diamond League omstandighede, het sy mikpunt duidelik gemaak om by die Statebondspele in Glasgow vir goud mee te ding. Die tyd plaas hom in 'n baie mededingende nasionale klas en bevestig sy vermoë om konsekwent onder 20 sekondes te kan hardloop. Volgens sy onlangse uitsprake beklemtoon Dambile dat sy fokus nie net op individuele tye is nie, maar op groot kampioenskappe en medaljes. Die Statebondspele word dus 'n sleuteldoelwit in sy seisoen, waar hy Suid-Afrika se kans op 'n podiumplek in die 200 meter en moontlik die 4x100 meter aflos kan versterk. Kortliks, sy 19,74 sekondes is nie net 'n persoonlike deurbraak nie, maar ook 'n sterk sein dat hy nou werklik mik vir internasionale goud eerder as net finale posisies. Wyndham Clark het gister sy tweede Amerikaanse Ope, die golftitel, op Shinnecock Hills in die Verenigde State gewen na 'n spanningsvolle laaste dag. Clark het van die begin af van die toernooi sterk gelei en homself in 'n goeie posisie geplaas om vir die titel mee te ding. In sy laaste ronde het die druk egter toegeneem toe verskeie spelers naby hom op punte leer begin inhaal het. Ten spyte van die druk het Clark baie kalm gebly.
Hy het belangrike houe op die regte tye gespeel en vir my groot foute wat sy voorsprong kon kos. Sy kortspel en setwerk was veral belangrik in die laaste paar bytjies gewees. Hy het uiteindelik met 'n klein marge net een nou gewen en wys hoe na aan mekaar hierdie kompetisie was. Hierdie oorwinning beteken sy tweede Amerikaanse ope titel wat hom verder vestig as een van die top golfspelers in internasionale golf. 'n Groot naam in die Stormers rugbygroep gaan sy loopbaan in Kaapstad afsluit nadat Dan du Plessis bevestig het dat hy na Frankryk verhuis om vir die klub Bordeaux Beglers te speel. Du Plessis, 'n ervare binnensenter wat al baie jare 'n belangrike rol vir die Stormers en WP speel, het besluit om die Suid-Afrikaanse franchise te verlaat om 'n nuwe uitdaging in die Franse top 14 liga aan te pak. Hy sal by Bordeaux Beglers aansluit, een van die sterkste klubs in Europa wat gereeld in die Kampioenebeker speel. Die skuif beteken dat die Stormers 'n groot leemte in hulle middelveld gaan moet vul, aangesien Du Plessis bekend is vir sterk verdediging, fisieke spel en ervaring in groot wedstryde. Hy het ook byna 100 wedstryde vir die Stormers gespeel en was oor baie seisoene 'n betroubare speler vir hierdie span. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Diana of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou waardig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1227, Polokwane 823, Lephalale 1026, Mbombela 1027, Maikeng 1022, Pretoria 1022, Johannesburg 1121, Ermelo 621, Kalahari 1223, Gaborone 1223, Richards Bay 1430, Pietermaritzburg 1126, Durban 1528, Port St Johns 1530, Pongola 1329, Maputo 1630, Bethlehem 6 en 17, Bloemfontein 29, Allewal Noord 819, Welkom 1021, Vryburg 1123, Kimberley 1023, Appington 1122, Prieska 1021, Springbok 6 en 15, Karasburg 29, Keetmanshoop 1121, Mariental 1024, Alexander Bay 12 en 18, Brandvlei 8 en 18, Loederits Bay 1320, Vredendal 1118, Kaapstad 12 en 16, Sutherland 5 en 11, George 1221, Jeffreys Bay 1421, Geberra 1425, Grafreinet 10 en 20, Kapogelas 11 en 19, De Aar 8 en 18, Molteno 10 en 16, Beaufort West 10-19, Oos-London 14-27, Mabalane 15 en 30 grade Celsius. Ons verkorte weerberig: die Wes-Kaap sonnig en koel tot matig warm en ligte winde sal voorkom. Die Noord-Kaap mooi en sonnig, koel in die oggend met warmer in die middag. Die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk met enkele ligte buie aan die suidkus. Vrystaat provinsie gedeeltelik sonnig en koel, ysige oggend, aangename middag. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel tot matig warm, enkele buie langs die kus sal moontlik wees. Gauteng sonnig en koel met 'n koue begin, sagte middagtemperature. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel tot matig warm. Limpopo provinsie sonnig en warm met koel oggendtemperature. Noordwes oorwegend sonnig en koel tot matig warm. Ons markaanwyser vir die dag: die rand verhandel teen R16.42 teenoor die Amerikaanse dollar. Die pond kos R21.73. Die euro verhandel teen R18.80. Die Australiese dollar kos R11.50. 'n yen kos 10 sent. Die prys van platinum is $1,687. Palladium kos $1,270. Die prys van goud per fyn ons is $4,207. Die prys van silwer is $66.50. Brent olie per vat is $77.90. Ons gedagte vir die dag: moenie jou energie mors op dit wat jy nie kan verander nie. Fokus op die geleenthede van vandag. Werk met toewyding en onthou, klein tree vorentoe lei uiteindelik na groot sukses. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n aangename dag word vir almal toegewens.